Nou, Wêreldomgewingsdag is onlangs gevier op 5 Junie en dit is 'n belangrike dag op die kalender en dit behoort te wees. Nou, ek gesels vandag met Dr. Althea Grindling en sy is die navorsingsbestuurder vir die waterprogram van die Landbou Navorsingsraad se natuurlike hulpbronne en ingenieurswese. Dr. Grindling, baie welkom hierso by Grootplaas. Baie dankie. Dit is regtig lekker om jou hier te hê. Nou, soos genoem, ons het onlangs Wêreldomgewingsdag gevier op 5 Junie. Dit is vir my belangrik om hieroor te praat, want vir iemand wat dalk nie weet nie, hoekom is 'n dag soos dit belangrik? So Wêreldomgewingsdag word eintlik gelei deur die Verenigde Nasies se omgewingsprogram. En die doel van daai dag is om bewusmaking te verhoog en ook mense tot aksie te roep. Ja. En die tema van daai dag was bekamp plastiekbesoedeling. En as ons net dink, dit is 'n kwessie wat ons moet aanspreek in terme van die plastiekafval, in terme van hoe dit ons ekosisteme beïnvloed, voedselsekuriteit as ook ons menslike gesondheid. Ja, wat regtig belangrik is, nê? Ja, so die dag word nie net gevier nie. Dit is ook daai roepe tot aksie. Ons moet iets doen om die omgewing te beskerm. En dit is dan die individu, die gemeenskap, die omgewing of organisasies en die regering. En so by die Landbou Navorsingsraad, natuurlike hulpbronne en ingenieurswese het ons toe op daai dag 'n werkswinkel gehou met die navorsers wat te doen het met klimaatsdata, waterdata, gronddata, die data wat ons insamel en stoor, en daai data gebruik ons natuurlik om produkte te maak soos kaarte en in modellering, sodat ons ingeligte besluite kan neem vir volhoubare benutting van ons natuurlike hulpbronne. Ja. Ek sit en dink nou net aan die hoekom is altyd vir my belangrik. Hoekom het ons op 'n punt gekom en wanneer was dit omtrent gewees waar mens besef het dis belangrik om 'n dag soos hierdie sy aandag te gee en bewusmaking oor wanneer het dit gebeur en hoekom? So dit het 'n hele rukkie terug gebeur en dit was gedryf deur die Verenigde Nasies se omgewingsprogram. Maar as jy net dink in terme van ons land, hoekom is natuurlike hulpbronne belangrik? Is ons sit met 9 biome. Verskillende biome. As jy dink aan ons graslande, ons savannas, woude, fynbos, woestyn gedeeltes, maar terselfdertyd sit ons met 'n verskeidenheid van grondgebruike. Ja. Nou kom ons dink net 'n bietjie aan dit. So jy sit met bosbou, landbou, mynbou, nedersettings. En hulle benut natuurlike hulpbronne wat jou water, jou grond en jou veld is. Ja. So as jy nou dink aan aktiwiteite, die dreinering van vlei lande, oorbeweiding, dit bring vir jou gronderosie of indringerplante wat toeneem. En dit natuurlik het 'n invloed ook grondgebruike op die besoedeling van ons grond, ons water en ons veld. So nou kan jy nie meer winsgewend of volhoubaar dit benut nie. So ek dink die aandag het toe begin, ons moet die aarde begin beskerm, die omgewing begin beskerm. Ja. Ek dink as mens kyk, ek hou so baie van die woord volhoubaarheid, want dit is nogal 'n warm woord op die oomblik. En die konsep van dit tref my altyd is, ons kan nie net vir nou lewe nie. Ek dink jy lewe in 'n illusie as jy dink dat jy net vir nou voorberei. Ons beplan vooruit. Ons moet dit wat ons doen moet volhoubaar wees. Nou, wat behels die volhoubare bestuur van natuurlike hulpbronne prakties? So, dink net ons moet iets vir die nageslag los. Maar dis nie net dit nie. Ons het ook hierdie internasionale konvensies wat ons moet aan voldoen. So kom ons dink net 'n bietjie aan die konferensie van partye. Hulle noem dit die COP 21 wat in Parys was. Dis onderteken deur Verenigde Nasies vir klimaatsverandering. So as ons nou dink aan daai grondgebruike wat ons genoem het, nê? So jy het nou die landbou, die mynbou, die nedersettings, dit alles beïnvloed jou hidrologie van jou opvanggebied. Ja. En dit het besoedeling tot gevolg.
So as ons nie dink in terme van landbou nou, so daar's ook besoedelstowwe wat landbou het, soos kom ons dink aan die dieremis of die afvalstowwe wat in afloopwater in ons oppervlakwater beland of selfs in ons grondwater beland. Ja. So daai is bronne, waterbronne wat ons eintlik wil skoon hou. Ons wil dit benut vir ons besproeiingswater en om te drink. Natuurlik. Dit is regtig, dit is belangrik. En ek dink ook as ons kyk na volhoubaarheid, om dit te verseker, moet ons eintlik vra hoekom is volhoubare benutting en goeie bestuur belangrik? Want dis een ding om te weet mens moet dit doen, maar daai weer eens, daai hoekom. Wat is die alternatief amper as mens dit nie reg doen nie of 'n prioriteit maak nie? So dan sit ons met degradasie. En chaos. Ja. En ek meen dit is nie volhoubaar nie en dan het jy nie daai hulpbronne nie. As jy net dink as jy nie water het nie, as jy nie skoon water het nie. En so met die werkswinkel wat ons met die navorsers gehad het, het ons juis uitgelig. Prioriteitareas is ons het te min data met waterkwaliteit. Ja. En ons moet dit monitor. Hou daai gedagte, ons is nou terug, net gou 'n advertensie of twee. Kyk, gaan ons. Ons liefdesstorie. Ja, dit het begin by die winkel. Ek het al van buite die venster gesien en net geweet ek moet myself gaan voorstel. Ek kan nou nie so onthou nie, maar Love at first sight, soos die Engelse sal sê, hè. Definitief die mooiste ding op die plaas, nee. stop dit, Gerry. In die oggende drink ons 'n koffietjie en 'n beskuitjie saam voor ons uitgaan in die lande, dan spandeer ons 6, 7, 8 ure saam in die son. En as ek nou lus is om myself te bederf, dan gaan ek so reg deur die aand. Dan raak ek moeg, maar sy hou nie op nie. Sy hou aan en aan en aan. Sy is genoeg. Dankie vir gisterand. Sy raak dalk bietjie oud, maar sy hou haar waarde goed. Net? En ek het al gedink om haar in te ruil vir 'n jonger, nuwer model. Ekskuus, Gerry. Of haar selfs my broer te gee. Jy weet, in die familie hou. Jou broer? Okay, dis genoeg. Ek's klaar. Jy weet my ma het my gewaarsku oor jou. Liefie, ek praat van Betsy. Wat het jou ma van my gesê? John Deere, ware liefde en liefde vir waarde. Nee, is mooi, liefie. Gerry. Ek praat van jou, ek praat van jou. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat. FR Plus laat nie net rykdom groei nie, hulle beskerm dit ook met eksklusiewe beleggingsopsies wat volgens FR Plus se skatting tot 22% per jaar voor belasting of 12% na belasting kan bied, is finansiële groei binne jou bereik. Versterk jou toekoms, verseker jou nalatenskap. Besoek frplus.co.za. Ek gesels steeds met Dr. Althea Grinling en sy is van die Landbou Navorsingsraad en ons praat 'n bietjie oor die belangrikheid van Wêreldomgewingsdag. Nou ons weet julle het hierdie wonderlike konferensie gehad wat regtig sy doel dien. Vertel my 'n bietjie meer van projekte waarby die LNR betrokke is. So vir die LNR is dit vir ons belangrik op die voorpunt te bly van navorsing. En so ons is baie opgewonde om met die Verenigde Nasies se omgewingsprogram saam te werk hierdie jaar om beskadigde veenlande te restoreer. Sjoe. So ons het 'n film geproduseer wat bewusmaking maak van ons land se veenlande. So die titel is Die Lot van Suid-Afrikaanse Veenlande. Ja. En dit werk net weer eens ons moet hierdie veenlande beskerm want dit dien ook die klimaatverandering konvensie. Ja. Want jy stoor koolstof en water in die landskap. En dan is die LNR betrokke by opleiding, navorsing en bewusmaking. So ons werk saam met verskeie rolspelers, die regering, nie-regering organisasies, universiteite, studente en boere. En so het ons ook betrokke gewees by nog steeds by 'n projek wat befonds word deur die Europese Kommissie. En hierdie projek in kort word DIFAGRI genoem. Ja. So dis eintlik in Afrikaans as ek nou kan vertaal is die inkomste diversifisering in Afrika deur bio-gebaseerde tegnologie, sirkulêre ekonomie
en landbou-innovasie. So hierdie biotehnologie is daar 7 van hulle en ons het hulle geïmplementeer by ons eksperimentele plaas by Rodeplaat. Ja? En een van hulle byvoorbeeld is nou 'n multifunksionele geboude vleiland. Ja. Nou vleilande suiwer mos water, hulle dis een van hulle funksies. So hierdie geboude een vat dan die water wat van die storte afkom, dis grijswater, dit word dan gesuiwer en dan uiteinde deur die proses gaan, dan kan jy daai water weer gebruik vir die groentetuine. Ja. So hierdie bio tegnologie het ons dan ook geïmplementeer, nie almal van hulle nie, maar van hulle in die demonstreer terrein in KwaZulu-Natal. Nou hierdie is 'n plekkie wat ons saam met die kleinboere werk in Kwandaba. En Kwandaba is geleë net suid onder Ndumu Wildspark. Ja. So dis regtig daar in die Pongola vloedvlakte. Ja, ja. En enige iemand wat dalk geïnteresseerd is in hierdie projek, ook wat ons daar met die klein boere doen, is welkom om ons te kontak. Dis wat ek jou, terwyl jy so praat, dit klink so, navorsing klink altyd vir my so lekker, want mense is fisies besig om iets tasbaar te doen. Jy probeer 'n uitkoms kry. Werk julle ooit saam met die publiek? Op 'n manier? En hoe werk daai verhouding? So hierdie bewusmaking is deel daarvan. Ja. So dankie dat jy my genooi het om hier te wees. Sodat hulle weet hulle kan ook saam. Sodat ons ook kan verduidelik en sê wat ons doen. En natuurlik, ons het die publiek se ondersteuning nodig, want as ons nie navorsing doen nie, het ons nie die data nie. As ons nie die data het nie, kan ons nie daai besluite maak nie. Want ons moet besluite maak. Ons grond raak minder, besoedeling raak meer, ons waterbronne word besoedel, so ons het regtig almal se hulp nodig. En hierdie projekte waarmee jy besig is, wat is die tydstuur van dit? Is dit vir julle 5 jaar projekte, 10 jaar? Hoe ver in die toekoms gaan ons in? Dit wissel van die befondsing wat jy kry, want jy moet gaan en projekte voorstelle skryf en dan hoop dat jy die befondsing gaan kry as dit 'n goeie voorstel is. Van die voorstelle kan 'n jaar projek wees tot 'n 5 jaar projek. Maar omdat ons met ekosisteme werk, weet ons dit vat lank om hierdie goeders te monitor en patrone te sien en verandering te sien. So as jy met restaurasieprojekte werk, dan is dit eintlik 'n baie langtermynprojek. Ag Althea, dit was so lekker om met jou te gesels. Dankie dat jy ingekom het en ek's bly ons kan jou saam met jou 'n bietjie bewusmaking maak, want dit is regtig geweldig belangrik. Ek hoop om gou weer met jou te praat. Baie dankie.